Stelling 30. Al leef profete naby aan die Here, is hulle geneig tot depressie en wens soms om eerder te sterf. Alle profete het maar hierdie probleem, dat hulle soms in hulle lewe verskriklik depressief word. Hy is vir jou 3 voorbeelde: Elia, Jeremia en Jona. 1 Konings 19 vers 4 sê Elia, en hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. En hier kom Jeremia, en Jeremia sê, in Jeremia 20 vers 14 tot 17, hy sê in vers 14, hy sê, vervloek is die dag waarop ek gebore is, ek wil nie lewe nie. En in vers 17, hier sê hy, omdat hy my nie gedood het van die moederskoot af nie, vervloek hy selfs die ou, wat vir sy pa die goeie nuus gebring het, en gesê, jy het 'n seun, baie geluk. En Jona 4 vers 8, hierso het Jona ook gesê, en hy het magteloos geword, en gewens dat hy mag sterwe, en hy het gesê, dit is vir my beter om te sterwe, as om te lewe. Dit gebeur maar met profete, dat hulle soms depressief word. Profete het 'n eenvoudige leefstyl, wat nie altyd maklik is nie. In Lukas 7, hier praat Jesus, en hy praat met die mense, en hy sê, wat het julle uitgegaan om in die woestyn te aanskou? 'n riet wat deur die wind beweeg word? Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n man met sagte klere aan? Kyk, die wat pragtige klere dra en in wilde lewe, is in die paleise. Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n profeet? Ja, ek sê vir julle nog baie meer as 'n profeet. Jesus sê, die man met die eenvoudige klere is die profeet. 2 Konings 1:8. En hulle antwoord hom, dis nou die boodskappers van die koning, en hulle praat met die koning hier, en hulle antwoord hom, toe hy vra, hoe die man gelyk wat vir julle woord gegee het, en hy sê, 'n man met 'n harige mantel en omgord met 'n leergord om sy heupe. En toe sê hy, dis Elia, die Tisbiet. In Matteus 3 vers 4, hier praat ons, en hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare, en 'n leergord om sy heupe, en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. Nou, ek sê nie, dat 'n profeet nie 'n Mercedes-Benz kan ry, en 'n netjies 'n pak kan dra nie. Wat ek hier sê, is eenvoudig, dat profete verkies meeste van die tyd 'n eenvoudige leefstyl, want hulle hou daarvan om naby aan God te wees. Materiële dinge is vir 'n profeet nie so belangrik nie, maar die teenwoordigheid van God is vir hulle belangriker. Onthou nou, as jy vir die wêreld is jy teen God, as jy vir God is jy teen die wêreld. En 'n profeet is vir God. So die wêreldse dinge is nie vir 'n profeet belangrik nie. Ek sê nie hy kan nie 'n Mercedes ry nie, maar hy moet nie sy Mercedes 'n afgod maak nie. Profete word vervolg deur die wêreld, Matteus 5 vers 12, hier praat Jesus en hy sê, verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemel, want so het hulle die profete vervolg, wat voor julle gewees het. Profete word gedood deur die wêreld. In Hebreërs 11, hier van 36 tot 38 word daar nou mooi gepraat van wat die lyding is wat profete regtig deurgemaak het in die geskiedenis. En hierso skryf hy en hy sê, ander weer het die proef van bespottinge en geeselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en bokvelle, onthou wat ek jou gesê het, hulle eenvoudige klere gedra. Hulle het gebrek gely, hulle is verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal, dink maar aan Johannes, wat in die woestyn gebly het, en op berge en in spelonke en in skeure en in die grond. Dink maar daar aan Elia. Handelinge 7 vers 52, watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedood.
Nehemia 9 vers 26, en die profete wat hulle gewaarsku het, om hulle na u terug te bring, het hulle gedood en groot afskuwelike dinge gedoen. Profete van God is gedood. En tot vandag toe word baie profete van God nog steeds vervolg in die 21ste eeu. 'n jaar terug, se statistiek, was daar in 1 Desember maand meer as 150 gelowige huisgesinne vervolg in China. En ek beloof jou, daar was 'n paar profete tussen hulle gewees. Tot vandag toe word profete van God gedood. Profete word gespot. In Klaagliedere 3:14, hier kla Jeremia en hy sê, ek het 'n belaging geword van my hele volk. Hulle spotlied my die hele dag. Profete is geslaan. Daarop kom Sedekia, dis in 2 Kronieke 18:23, die seun van Kenana, nader en hy slaan Micha op die kakebeen en sê, hoor nou wat sê hy so, hy sê, langs watter weg het die gees van die Here van my af weggegaan om met jou te spreek? Hy sê, die valse profeet kom nie eens agter dat hy vals is nie. En Passer, Jeremia 20:1-2, die seun van Immer, die priester, wat hoofopsigter was in die huis van die Here, nogal 'n kerkmens, het Jeremia hierdie woorde hoor profeteer. Toe het Passer die profeet Jeremia geslaan en hom in die blok gesit, wat in die boonste poort van Jemenemin was, by die huis van die Here. Moenie net dink, dit is die ongelowiges daar buitekant, wat profete sal slaan, of sal aanrand of skare sal doen nie. Partykeer is dit die kerk self. Dink maar aan Markus 14:65 wat met Jesus gebeur het. En sommige het begin om hom te spieg en in sy gesig toe te maak en hom met die vuis te slaan. En vir hom te sê, profeteer! En dan sê hulle, en die dienaars het hom met stokke geslaan. So die kerk het op hom gespuug en hom met die vuis geslaan en die dienaars het hom met stokke geslaan vir Jesus. Profete is in die gevangenis geplaas. 2 Kronieke 16:10, maar Asa het hom vererg vir die siener en hom in die gevangenis gesit. 2 Kronieke 18:25-26. En hier praat die koning en hy sê, sit hierdie man, dis vir Micha, in die gevangenis, en spysig hom met brood van verdrukking en water van verdrukking, totdat ek behoue tuis kom. In Jeremia 32, daar lees ons, en die profeet Jeremia was opgesluit in die voorhoof van bewaking. So, wat het ons nou hier gesien? Ons het nou hier gesien, dat profete vervolg is deur die wêreld. Profete gedood is deur die wêreld. Profete gespot word, profete geslaan word, profete in die gevangenis geplaas word. Maar, ten spyte van dit alles prys en eer die profete van God onder alle omstandighede. In Habakuk is daar so 'n mooi ding, in Habakuk 3, hier van vers 17 af, sê die profeet, en hy sien al die swaar dinge wat kom, en hy sien al die swaar dinge wat op die oomblik gebeur, en hier in vers 17 sê hy, alhoewel die vyeboom nie sal bloei, en aan die wingerstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel, en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee, die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie. Dan sê in vers 18, nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in die God van my heil. Maak nie saak wat gebeur met my nie, ek as profeet sal God verheerlik, ten spyte en ten midde van alle beproewinge. Jona het hier in die see geval, en hy is opgeslurp deur 'n walvis, of 'n groot vis, en hy is binne in die vis se maag. Geen mens dink jy gaan lewendig uit 'n vis se maag uitkom nie. En in hierdie tyd, sê Jona, in Jona 2 vers 7-10, hy sê, toe my siel my versmag het ek aan die Here gedink. Hy het nie aan gedink, hoe genadig is in 'n walvis se pens, ek is ontbyt of iets nie. Hy het aan God gedink. Hy sê, en my gebed het tot hier gekom in die heilige tempel. Hy sê, en die wat nietige afgode vereer, verlaat die een
wat vir hulle goedertierend is. Hy dink God is goedertierend. Alles in die maag van 'n vis. Maak nie saak waar hy is en wat sy omstandighede is nie. Hy dink God is goedertierend. En dan vers 9, ek daarenteen sal aan u, God, offer met 'n stem van lof. Wat ek beloof het, sal ek betaal. En wat gebeur? Die Here laat hom deur die walvis uitspoeg op die strand. Punt 38, die dood van God se profete sal gewreek word. Moenie dink omdat hulle God se profete doodgemaak het, God gaan dit nie wreek nie. Want God se heilige profete se dood sal gewreek word. Kom ons kyk daarso na Openbaring 16 vers 5 en 6. En in vers 6 sê hy, want hulle het die bloed van die heiliges en profete vergiet. En u het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. In Openbaring 18 vers 20 tot 24, jy kan 'n hele stuk lees, maar kan skyn gou daarso vers 20, verbly jou oor haar o hemel en o heilige apostels en profete, omdat God julle oordeel aan haar voltrek het. In Openbaring 19 vers 2, hierso sê hy, en hulle sê hierso, en hy, dis God, het die bloed van sy diensknegte, die profete, op haar gewreek. Die dood van God se profete sal gewreek word. Vers 9, punt 39, wie die profete van God skade aandoen, sal gestraf word. 2 Kronieke 16:12, en in die 39ste jaar van sy regering het Asa gelei aan sy voete. Sy siekte was baie ernstig. En ons het net ook gelees waar Asa, een van God se profete, geslaan het, hier in 2 Kronieke 16, maar Asa het hom vereg vir die siener en hom in die gevangenis gesit. En wat gebeur met hom op sy ou dag? Toe lê hy baie ernstig aan sy voete. En daar is vir jou nog 'n paar voorbeelde daarso. En dan lees ook sommer Psalm 105 vers 15, waar God sê, raak my geliefdes, my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie. En dit staan ook in 1 Kronieke 16 vers 22. Die lippe van profete word geheilig en aangeraak deur God. Nou daar kan jy nou sien, daar is vir jou 3 voorbeelde, Jesaja, Jeremia en Daniel, en elke keer as God hulle lippe aangeraak het, was dit vir 'n ander doel. In Jesaja 6 vers 6 tot 7 kan jy lees, het God sy lippe aangeraak en Jesaja se skuld is van hom af weggeneem, want hy sê, ek is onrein van lippe. Jeremia 1 vers 9, het God sy lippe aangeraak vir Jeremia se lippe, en God het sy woord in Jeremia se mond geplaas. En in Daniel 16, nadat hy aangeraak is, sy lippe aangeraak is, het hy meer gesien in drome en visioene, groter en dieper drome en visioene gehou, dat hy op sy einde van die dag, daar sal sê in vers 16, hy sê, my Heer, deur die gesig, dit wat ek gesien het krampe my oorval, en het ek geen krag oorgehou nie. Sulke geweldige groot gesigte het ek gesien, nadat God sy lippe aangeraak het. Punt 41, wat profete spreek word waar. Ek dink dit is baie logies. Ons het al daaroor gepraat en ons het al vir jou gesê dat dit die Heilige Gees is van God wat deur die profeet profeteer, en ons weet dan die Heilige Gees is deel van die drie-eenheid God drie-eenheid, en ons weet ook wat sê Jesaja 55 vers 11 vir ons, dat die woord van God nie onverrigte sake na hom sal terugkeer nie. So ek dink is net logies dat dit wat die profeet spreek waar sal word. Jy kan die teksverse daar self gaan verder lees. Net so interessant, kom ons kyk daar so, Lukas 18 vers 31, hy sê, en hy het in die 12 by hom geneem, en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem, en dan sê hy hierso, en alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die seun van die mens vervul word. Dit is maar net so. Punt 42, profete het die woord as boekrolle geëet in visioene. Hier is 2 profete vir jou, wat boekrolle in visioene gesien en dit geëet het. En dit was Esegiel in Esegiel 2 vers 8 en in Esegiel 3 vers 2. Daar sê hy, toe het ek my mond oopgemaak en hy het my die rol laat eet. En dan Openbaring Johannes, nie Johannes die doper nie, Johannes die apostel. En hier kry hy opdrag en hy sê vir hom, neem en eet dit. Dit is nou die boekie. En dit sal jou maag bitter maak.
maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. In vers 10 sê, toe neem ek die boekie uit die hand van die engel om dit te eet. Profete kan, hulle eers daar so sê, God het ook sy openbaringe op die manier aan sy profete gegee, deur aan hulle in visioene, drome, en in drome boekrolle te gee, om te eet. Profete kan drome en visioene uitlê. Ek dink dit is logies, dat alle profete dit kan doen. Nou, onthou ek het gesê, nie almal beweeg ewe sterk in al die gawes nie, maar omdat profete self drome droom en visioene het en die Heilige Gees dit aan hulle openbaar en dit aan hulle verduidelik, is dit net logies dat die profeet daaruit sal leer, en dus kan die profeet dan ook jou drome en visioene vir jou uitlê. Daar is vir jou voorbeelde, meeste van die voorbeelde, alle voorbeelde het ek nou net vir jou daai Daniël uitgeneem, maar daar kan jy sien dat profete drome en visioene uitlê. Punt 44, profete tree in vir die volk en mense se sondes by God. Nou, in my lewe het ek nog nooit gelees enige plek in die Bybel, en ek glo nie daar kon ooit 'n profeet van die begin van die skepping af wees tot die einde toe, wat nie vir sy volk sal intree by God nie. Want dit word half 'n begeerte, 'n brandgevoel in 'n profeet om in die bres te tree vir sy volk. Daar is jou voorbeeld van Amos 7 vers 4 tot 6. En hierso gebeur het, en dit het die Here my laat sien. Kyk, die Here roep my om 'n regstryd te voer deur vuur. En dit het 'n groot watervloed verteer en sou die akkerland verteer het. Maar toe sê ek, Here, hou tog op. Hoe sal Jakob staande bly? Want hy's klein, jy sien hy tree in vir die volk. En die Here het berou gekry oor hierdie saak. Dit sal ook nie gebeur nie, het die Here gesê. Dink maar ook aan Abraham wat ingetree het vir Sodom en Gomorra. Hoeveel keer het hy gebid en sê, maar as daar net 50 is, as daar maar net 40 is, as maar net 30, 20, 10, 5, het hy opgetree en ingetree vir die volk. En dan Moses is 'n baie goeie voorbeeld waar God besluit het, nadat die goue kalf gemaak het, om die hele volk te verdelg, het Moses vir 40 dae op sy knieë God aanbid en by God gesmeek, en hy het selfs vir God gesê, want God het gesê, ek sal hulle verdelg en ek sal jou 'n groot volk maak, en Moses het 'n groot redenasie aangevoer en vir God gesê, maar as u hulle doodmaak, dan sal die vyande dink dat u hulle net uitgelei het in die woestyn en om hulle dood te maak, en God het van die plan afgesien. Profete tree in vir die volk. Dit is maar net so. Punt 45, profete raadpleeg die Here namens andere. Ons moet nou net hierso verstaan hoe dit werk op die Ou Testamentiese profeet en die Nuwe Testamentiese profeet. In die Ou Testamentiese profeet is die enigstes gewees waarop die Heilige Gees gerus het. Ja, daar was 1 of 2 konings en 1 of 2 aardvorste, maar verder was dit net die profete van God op wie die Heilige Gees was, en net deur die Gees van God word daar met die mens gekommunikeer. So, as ek nou die een of ander probleem gehad het, of die een of ander kwessie of vraag gehad het, na wie toe moes ek gaan om 'n antwoord van God af te kry? Natuurlik na die profeet toe. Want hy was die enigste met die Heilige Gees. Maar nou, in die Nuwe Testament, op Handelinge 2, is die Heilige Gees uitgestort op alle vlees. So ek het die Gees van God in my. So dit is nie noodwendig vir my nodig om na die profeet toe te gaan om 'n antwoord van God te kry nie. Ek kan na God toe self gaan. En God sal my antwoord. Dink maar nou net daaraan, as my dogtertjie wat in die laerskool is, ek na die skoolhoof toe gaan, en ek sê vir die skoolhoof, ek sê, Minnie, sê vir Angelique, ek het haar baie lief. Dan roep sy vir Angelique en sê, Angelique, jou pappa het jou baie lief. My kind sal dit waardeer. Maar my kind sal dit meer waardeer, as ek haar self roep, en sê, Angelique, kom sit hier langs pappa,
Ek wil vir jou ietsie sê, hoorie my kind, papa het jou baie lief. En so is dit met God ons Vader. God wil graag met jou self praat. Hy wil nie deur die skoolhoof, hy wil nie deur die profeet met jou praat nie. Maar soms sukkel ek en jy om God se stem te hoor of te verstaan, of soms twyfel ons, is dit werklik U gewees, Here, wat met my gepraat het? En in daardie sin is dit 'n bevestiging as ek na die profeet toe gaan, die Nuwe Testamentiese profeet toe gaan en vir hom gaan vra in verband met 'n ding om God te raadpleeg. En dan die ander tye is wanneer ek absoluut weier om te luister van 'n God met my praat, of ek hoor glad nie God nie, ek ken glad nie God nie, dan stuur God die Nuwe Testamentiese profeet na my toe om met my te praat. En in my hart sal ek weet, want die Heilige Gees sal my aankla. Maar profete raadpleeg die Here namens ander, en daar's vir jou 'n paar voorbeelde daar in die Ou Testament. Mense bring geskenke en belonings vir profete. Nou, dit is geen wet in die woord nie. Maar dit is goeie maniere, en daar is etlike voorbeelde in die Bybel. Jy kan maar daar gaan lees in 1 Samuel en Jeremia 40 en Daniël 5, kan jy gaan lees van die voorbeelde waar profete beloon is deur ander mense vir dit wat hulle gedoen het, maar ek wil sê dit is geen wet in die woord van God nie. Dit is wel wet in die woord van God dat priesters 'n beloning moet gegee word, 'n tiende gegee moet word van ons eerste van ons opbringse en daai goeders. En jy kan maar daarvan gaan lees in Nehemia 10 vers 38 en Numeri 18 vers 26. En jy kan ook gaan kyk in 1 Konings 13 vers 7, 1 Konings 14 vers 3 en 2 Konings 8 vers 8 tot 9. Gaan jy ook nog mooi voorbeelde kry van profete en belonings vir profete. Maar profete het hulle eie unieke loon van God af. Niks verkeerd om vir 'n profeet beloning te gee nie. Ek dink dis goeie maniere, maar profete het 'n spesifieke loon by God vir hulle werk en gaan hemel toe. Daar gaan ons sien in Lukas 13 vers 28, daar sal geween wees 'n geknars van die tande, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien. So al die profete, ek praat van die ware profeet van God, al die profete, al die heilige profete van God sal in die hemel wees. Dis nou obvious, né? Ons kan dit sien. En dan Openbaring 11 vers 18, hierso staan, en die nasies was vertoren, en die toorn het gekom, en die tyd van die dode om geoordeel te word, en om die loon te gee aan die diensknegte, die profete. So, daar is 'n spesifieke loon vir God se diensknegte, die profete. Hulle gaan hemel toe, hulle kry 'n beloning. Jesus self sê in Matteus 10:41, hy sê, wie 'n profeet ontvang omdat hy 'n profeet is, sal die loon van 'n profeet ontvang. Ons kan dus duidelik sien in die Bybel dat God 'n spesifieke loon vir sy profete in die hemel het. Punt 38, selfs families is teen profete. Jeremia 12:6, hier spreek die Here met Jeremia, hy sê, want ook jou broers en die huis van jou vader, ook hulle het trouweloos teen jou gehandel, ook hulle roep jou hardop agterna. Glo hulle nie as hulle vriendelik met jou spreek. Die Here sê vir hom, want jou broers en jou susters en jou vader, jou hele familie is ook teen jou, moet hulle nie glo nie, Jeremia. En dan kan jy lees daar in Matteus 13:57 praat Jesus, en wat hier gebeur, en hulle het aanstoot aan hom geneem, maar Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en in sy huis. En dan in Lukas 4 vers 24 tot 27 sê Jesus vir hulle, hy maak 'n mooi voorbeeld, hy lees daar die Bybel uit vir hulle, en hy sê vir hulle, omdat julle nie glo aan die profete nie, sal die profete groter dade doen vir die daar buite, wat nie sy volk is nie, wat in die profete glo, aan die profete glo van God. En omdat hulle eie mense nie glo nie, sal profete meer doen dan ook onder vreemdes en ongelowiges. Punt 49, profete bemoedig en versterk tydens moeilike tye. Nou dit is waar, ons lees en ons hoor altyd,
en ons word die hele tyd geleer van stig, bemoedig en vertroos, en dit is waar, dit is so, dit is selfs in die Ou Testament, en daar is vir jou Ou Testamentiese voorbeelde daar, ek gee net vinnig, Ezra 5 vers 2, toe het Zerubabel, die seun van Sealtiel, en Josua, die seun van Josua, klaargemaak, en hulle het begin om die huis van God, wat in Jerusalem was, te bou, en saam met hulle was die profete van God, wat hulle ondersteun het. Soms is dit nodig, dat jy gestig en bemoedig en vertroos word, en dan stuur God die profeet, sodat jy kan weet, wat? Daar is werklike God, en hy gee werklik vir jou om, en sy gees, by monde van die profeet, stig, bemoedig en vertroos jou. Punt 50, profete skryf op wat hulle ontvang het. Daar is vir jou verskriklike klomp voorbeelde, hier is wat ek vir jou neergeskryf het, en ek wil vir jou sê, luister nou mooi wat ek vir jou sê, warm woorde wat koud geword het, kry jy nie in 'n liaseer kabinet nie. Warm woorde wat koud geword het, kry jy nie in 'n liaseer kabinet nie. Dit is opdrag van God aan sy profete om dit wat hy aan hulle gee op te skryf. Daar is 1 of 2 gevalle wat ons net al behandel het, waar God sê, moet dit nie opskryf nie, want dit is vir die profeet self, maar wanneer dit vir die gemeente of vir die mens of vir 'n spesifieke mens is, sê God dat jy dit moet opskryf. Nou, daar is 4 redes hoekom 'n profeet moet opskryf. Nommer 1, dit is opdrag van God af. Nommer 2, dit word bewaar vir die nageslag. Dink nou net, as die profete nie opgeskrywe het, wat God aan hulle gegee het nie, het ons van Jesaja af tot Maleagi glad nie in die Bybel gehad nie. Amper die helfte van die Bybel, van die Ou Testament, het ons dan glad nie in ons Bybels gehad nie, en dan kon ons ook nie leer daaruit nie. En dan die derde rede, hoekom ons moet opskryf, dit is vir herbevestiging en bemoediging. Nou wat gebeur? Ek kom by jou, ek profeteer vir jou, ek gee vir jou woord, maar jy is so opgewonde, dat jy half hier en half daar en half pad hoor, en net die helfte van die half pad wat jy gehoor het, onthou. En oor 'n week of oor 'n maand of so, dan kom jy terug na my toe, en met 'n heel ander storie, en ek het geen manier om aan jou te wys en te bewys, dat dit is nie wat ek gesê het nie, dit is nie die woord wat van God afgekom het nie, want jy het halfpad gehoor. Maar nou, as ek dit neerskryf, right, dan kan jy daarna dit weer nagaan. So, dis eintlik punt nommer 4, dis vir misverstande, sodat misverstande uit die weg uitgeruim word, en dan herbevestiging en bemoediging. Ek het vir jou 'n boodskapie gegee, of iemand het dit vir jou op 'n typie vir jou gegee, jy het dit aan jou laaitjie, en oor 'n maand of 2, dan krap jy weer daai papiertjie uit, of daai typie uit, en jy luister dit weer, of jy lees dit weer, en jy kry weer van vooraf krag, jy word weer bemoedig, of dit dien as 'n herbevestiging. So dit is jou 4 redes waarom jy moet neerskryf as jy 'n profeet is. Dis opdrag van God, dit word bewaar vir die nageslag, dis vir herbevestiging en bemoediging, en terwille van misverstande. Punt 51, engele daag op as gevolg van die gebede van profete. Wat ek hier vir jou leer, is maar net hoe kragtig profetiese gebede is, dat daar soms engele opdaag. Daar is vir jou 2 voorbeelde daarso in 2 Kronieke 32 en in Daniël 10, waar engele opgedaag het met die gebede van profete. Wys nou maar net hoe kragtig die gebede van profete soms kan wees. 52, profete voer profetiese aksies uit, en dikwels is hulle lewenswyse deel van 'n profetiese aksie. Nou, as jy nou daar gaan kyk na Jesaja en Jeremia en Jesegiel en Joël en baie van die profete en Hosea, dan sal jy sien dat hulle lewens was deel van 'n profetiese aksie. Die feit dat Hosea met 'n hoervrou met hoerkinders moes trou, was deel van 'n profetiese aksie. Jesaja, die feit dat hy vir 3 jaar lank naak moes gaan loop het, was deel van 'n profetiese aksie. Hier sê God dit in Jesaja 20
vers 3, dit sal as teken en sinnebeeld met betrekking tot Egipte en kus wees. Jeremia 51 moet 'n boek wat Jeremia geskryf het, en as dit klaar gelees is, moet dit 'n klip aangebind word, en dit moet in 'n rivier gegooi word, en in die Eufraat gegooi word. En dan sê hy in vers 64, en sê, so sal Babel sink en nie weer opkom nie. Dit was deel van 'n profetiese aksie. Esegiel, daar waar sy vrou gesterwe het, en hy nie moes gehuil het nie, waar hy sy kos moes gaar maak, of mense trek, of beesmis, en selfs daar waar hy sy baard moes afskeer, en dan opskap in stukkies, en verbrand te deel in daai goeders, lees maar daar in Esegiel 5 vers 1 tot 4, is deel van 'n profetiese aksie. Sy lewe is deel van 'n profetiese aksie. En baie keer vandag sien ons profete, ons verstaan nie wat hulle doen en ons stem nie saam met wat hulle doen nie, maar dan is sy lewe en dit wat hy doen deel van 'n profetiese aksie wat uitgevoer word. Die profete, skole, opdragte aan leerders en die mentorskap. Nou, baie ouens sal vir jou vra, waar kom jy aan 'n profeteskool? En dan kan jy nou vir hom wys. Hier in 2 Konings 2 vers 3, toe gaan die profete seuns, wat in Bethel was, na Elisa uit en vra hom, weet u dat die Here vandag u heer van die hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet dit ook, bly stil. In 2 Konings 2 vers 7, en 50 van die profete seuns het geloop en op 'n afstand eenkant gestaan, terwyl hulle twee by die Jordaan was. Nou, hier praat hy van 50, daar is nog baie meer, dis die 50 wat gaan staan hy daar, terwyl hulle deur die Jordaan loop, of daar by die Jordaan staan. De ander was daar nog op ander plekke gewees. Nou, dit is nie die seuns van Elia en Elisa nie. Moenie laat mense vir jou dit sê nie. Hulle was net die 2 profete gewees, maar 50 ander profete seuns. Dit is, hoe gaan ons sê, mense wat deur profete opgelei word in profete skole, en hulle het hulle dan profete seuns genoem. En kom ons kyk daar na 2 Konings 6 vers 1 tot 3, en die profete seuns het vir Elisa gesê, kyk tog, die plek waar u voor ons woon, is vir ons te nou. Laat ons tog na die Jordaan gaan, en elkeen daar vandaan 'n balk gaan haal, dan dat ons daar vir ons 'n plek kan maak, om daar te woon. En hy het gesê, gaan. Maar een sê, gaan tog asseblief saam met u dienaars. Jy sien, hulle word nie sy seuns genoem nie, en hulle noem hom ook nie ons pappa of ons vader nie. Hy sê, gaan met u dienaars saam. In 2 Konings 4 vers 40 praat 'n profete seun, en wat gebeur hierso, as hulle per ongeluk 'n karkoel in hulle pot kos gegooi, en dan sê hy nie, papa, die dood is in die pot nie. Hy sê daar in 2 Konings 4 vers 40, hy sê, man van God, die dood is in die pot. En in 2 Konings 4 vers 1, daar kom die vrou van een van die profete seuns, wat gesterf het na die profeet toe, en sy sê nie, daddy of papa of skoonpa, die seun is dood nie. Sy sê, u dienaar, my man, is dood. So, as iemand vir jou vra, waar staan dit dat daar profete skole is in die Bybel, dan kan jy vir hom nou hierdie paar tekste gaan wys. Daar's nog veel meer. In Samuel gaan jy ook 'n hele paar van hierdie tekste kry waar daar gepraat word van profete seuns. Nou, opdragte aan profete, die van julle wat hier in 'n profete skool is, en jy kry opdragte van die persoon wat die voorsittende beampte is, die profeet is, dan moet jy weet, dit is wettig, solank dit 'n wettige en godsdienstige opdrag is, dit is wettig vir hom of haar om vir jou opdragte te gee. In 2 Konings 9 vers 1 tot 3 gaan jy dit lees. Toe roep die profeet Elisa, een van die profete seuns, en sê vir hom, gord jou heupe en neem hierdie kruik met olie in jou hand en gaan na Ramot in Gilead. As jy daar kom, kyk dan waar Jehu die seun van Josafat, die seun van Nimsi is. En gaan in en laat hom opstaan onder sy broers uit en bring hom in 'n binnekamer. En neem dan die kruik met olie en giet dit op sy hoof uit en sê, so spreek die Here. Wat ons hier sien is 'n volledige
opdrag wat die profeet aan die profete seun gee, en hy sê vir hom, met ander woorde, as ons nou hier klaar is, met ons profete skool vandag, dan klim jy in jou karretjie, jy gaan na die en die persoon toe, en jy gaan sê die of die, of jy doen die of die daar. En dan kan jy nou nie vra, maar hoe kan jy dit nou vir my sê nie? Maar dit moet daarom 'n verantwoordelike opdrag wees, né? Mentorskap. Nou, die beste voorbeeld van mentorskap van profeet is natuurlik die mentorskap van Elia en Elisa. Ek gaan hierdie uit 'n ander hoek uitvat. Ek gaan eers vir jou hierso wys in 1 Konings 19 vers 2 tot 4 wat hier gebeur is. Isebel stuur 'n boodskapper na Elia toe en sy sê vir hom, waaragtig binne 24 uur is jy dood. En Elia skrik homself daar in 'n bloedgroep in, en hy is daar die bos in die woestyn in, en hy wens hy kan doodgaan, en daar word hy kos gegee deur 'n engel van God en versterk, en hy loop 40 dae en 40 nagte, en hy kom by die berg van God, en daar sê God vir hom in 1 Konings 19 vers 16, hy sê, en jy, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel, en Elisa, die seun van Safat, uit Abel Mohoa, moet jy salf as profeet in jou plek. En jy weet, daar kom hy nou by Elisa aan, daar waar hy besig is om sy 12 span osse en te ploeg, en hy vat sy mantel en hy gooi hom oor sy skouers, en Elisa volg Elia, en daar begin die mentorskap. En onthou, Elia was nou net in verskriklike depressie gewees. God het hom genees, en God het hom geleer, en God het hom daardeur gelei, en toe sê God vir hom, oké, nou gaan rig jy vir Elisa in jou plek op as 'n profeet. En in 2 Konings 6, vers 31 tot 33, hier sê die koning, en hy sê, mag God so aan my doen, en so daaraan toedoen, as die hoof van Elisa, die seun van Safat, vandag op sy kop op hom sal bly. Wat sê die koning hier? Dieselfde as wat Isebel vir Elia gesê het, sê die koning hier van Elisa, en hy sê, hy sal vandag sterwe. Maar, wat nou hier gebeur, is, Elisa is klaar opgelei deur Elia, hy is klaar deur daardie dinge van hoe om depressie te hanteer, en hoe om situasies te hanteer, opgelei deur Elia, en wat doen hy? Hy sê, het julle gesien dat hierdie moordenaarskind stuur om my hoof af te slaan? Let op, sodra die boodskapper kom, sluit dan die deur toe en druk hom met die deur weg. Is die geruis van sy heer se voetstappe nie agter hom nie. Wat doen Elisa hier? In plaas om in depressie in te gaan, soos wat Elia in depressie gegaan het, sê hy, luister, daai vark is op pad, maak toe daai deur. En hy staan sy man, en hy verval nie in depressie nie. Dit is die deel van die mentorskap, wat ek julle graag hierso wil wys. Nou, wonderwerke deur profete, daar is baie wonderwerke in die Bybel is verskriklik vol van wonderwerke, wat deur profete uitgevoer is. Ek gaan dit nie in detail nou behandel, jy kan myself daar gaan lees, ek het net vir jou so 'n paar van groot en mooi wonderwerke daar neergeskrywe wat jy kan gaan naslaan. Punt 55, mense gee nie ag op die vermaanings van profete nie, maar wanneer 'n profeet se woord uitkom, sal die mense eers besef dat daar 'n profeet tussen hulle was. Is dit nie maar so nie? Partykeer kom 'n profeet by jou, en hy sê vir jou die, en hy sê vir jou daai, en man, dit klink net vir jou ongelooflik, of dit klink vir jou in jou oog op daardie oomblik, in daardie stadium van jou lewe, half belaglik, en jy glo nie die profeet nie, en dan, skielik, eendag, dan kom dit uit wat hy gesê het, en dan besef ons eers, maar daar was 'n profeet tussen ons, en partykeer is dit te laat, partykeer is dit regtig, op daardie oomblik wanneer Eskom die krag afsit. As vir jou voorbeeld, in Esegiel 33, vers 30 tot 33, en hierso sê die Here, vir die profeet in vers 32, hy sê, en kyk, jy is vir hulle soos 'n minnelied, soos een skoon van stem, wat goed op die snare speel. Hulle hoor jou woorde, maar hulle doen dit nie. In vers 33, maar as dit kom, kyk, dit kom, dan sal hulle weet, dat daar 'n profeet onder hulle gewees het. Nou, in 56 wil ek vir jou die verskil wys tussen die Ou Testamentiese profeet en die Nuwe Testamentiese profeet. En ek wil vir jou sê, dat dit in die Ou Testamentiese profeet, in die tyd van die Ou Testamentiese profeet,
net sekere mense die Heilige Gees gehad het, terwyl die Heilige Gees in die Nuwe Testament oor alle mense uitgestort is. Dit lees jy in Handelinge 2 vers 4, en daar staan, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Maar, in die Ou Testament was dit net op die profeet gewees. Nou wat nou gebeur het, is dit so goed, dit is nou die wegraping, woep, daar gaan die hele kerk en die Heilige Gees gaan saam, en die wat agterbly het nie die Gees van God nie, en dit is met die soort mense wat die Ou Testamentiese profeet te doen gehad het. En daarom moes die Ou Testamentiese profeet hardhandig optree met ongehoorsame mense. En daarom, sê sien daar in 1 Konings 18 vers 40, het Elia sommer gegaan en het op sy eie 450 Baal-profete om die lewe gebring, hulle koppe afgekap met sy swaard. Maar, ons word opdrag gegee in die Nuwe Testament om op te tree in sagmoedigheid. Hoekom? Want die Gees is reeds op jou en op my. En Galasiërs 6 vers 1 sê, broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. So, jy moet dit met die gees van sagmoedigheid doen, en terwyl jy dit doen, moet jy let daarop dat, en jy moet bid, dat dit nie jou oorkom nie. Waarom nie? Want as Satan besig is met jou, en ek kom tree tussenin en ek waarsku jou, dan draai hy sy aandag, en dan wend hy sy aandag op my. En daarom sê die woord daarso, dat terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek moet word nie. En Spreuke 15:26 sê, die planne van die slegte is vir die Here 'n gruwel, maar vriendelike woord is rein. Wat sê hierso? Dit sê, die bose en die bose dinge is vir God 'n gruwel, maar jy moet dit met vriendelike woorde, want vriendelike woorde is rein, daardie persoon op die regte pad help. Nou, waar staan die profetiese bedieninge in die vyfvoudige bedieninge in vandag se moderne kerk? Wel, ons kry mos eerstens die apostels of die tentmakers, want hulle is die ouens wat die kerk begin. Nou, ons weet nou, hoekom word hulle tentmakers genoem in die gereformeerde kerke, want Paulus was 'n apostel gewees, en hy was 'n tentmaker van beroep. Daarom noem hulle hom 'n tentmaker, en in die Pinksterkerke noem ons hom 'n apostel. Hy begin die gemeente. En nadat hy die gemeente begin, dan kry jy nou die evangelis, hy preek sonde, hy preek geregtigheid, hy preek suiwer evangelie, hy preek wedergeboorte, en hy lei jou tot wedergeboorte. En nou het ons kerkie. Nou het ons kerkie, en nou kry ons die herder. Wie is die herder? Die herder, hy pas die kinders op. Hy maak van die peuters kleuters. Net die wat nou net pas Christene geword het, en partykeer moet jy hulle vir 6 maande toesluit, want hulle kan nogal roekeloos en onverantwoordelik raak. Hy doen die huisbesoeke, en hy doen die paaiwerk, en sê, ag suster, dit was nie so erg nie, kom ons vergewe nou die broeder vir dit of dat. Dan kry jy die leraar. Nou, die leraar neem die kleuter na die tiener stadium, en hy gee vir hom nou die melkkos, en 'n bietjie meer stywe kosse, en groentes en daardie goeters. Hy begin die gemeente bietjie meer in diepte leer van die woord van God. En dan kry jy die profeet. Nou die profeet neem die tiener na die volwasse Christendom. Hy leer hulle deur middel van openbarings. Dit is daar die steaks wat hy hulle gee om te eet. En soms is daai steaks so groot dat dit moeilik is om te sluk. Dat die mense wurg soms aan dit. Die profeet lei die gemeentelid tot geestelike volwassenheid. Hy neem leiding deur openbarings, en daarom vat hy die meeste aanslag. Profete preek en wys op die reg en verkeerd. Die woord is belangrik vir 'n profeet. Die woord van God is vir 'n profeet verskriklik belangrik. Hy loop voor, en hy kry die meeste wind, en hy kry die meeste klippe, en hy word eerste keel afgesny, en dis die hele Bybel vol dat dit gebeur. En omdat dit gebeur, is die profeet
meeste van die tyd eenkant mense. Daarmee sluit ek aan by punt 57, profete is eenkant mense, gaan lees maar al die teksverse daarso oor dit. Punt 58, profete toets mense se harte en ken dit. In Jeremia 6:27 sê God, en hy sê dit vir Jeremia, hy sê, ek het jou onder my volk as toetser gestel, as vesting, dat jy hulle weg kan ken. En in 1 Samuel 9 vers 19, daarop het Samuel Saul geantwoord en gesê, ek is die siener, gaan voor my uit na die hoogte, dan kan julle vandag saam met my eet, en ek sal jou môre vroeg laat gaan, en alles wat in jou hart is, sal ek jou te kenne gee. Profete toets en ken die harte van mense. En baie keer is dit so dat 'n profeet sal staan en hy sal sommer die een of ander ding hier in 'n gesprek ingooi, 'n wille ding wat mense sommer sal omkrap, maar hy doen dit nie omdat hy spiteful is nie. Hy gooi dinge in 'n gesprek in en dan kyk hy wat is die geestelike reaksie wat daarop uitkom. Profete toets mense se harte en ken dit. Punt 59, profete begeer God se geregtigheid, Jesaja 26:9, my siel begeer ek, met my siel begeer ek U in die nag. Ook met my gees en my binneste soek ek U. Want as U oordeel op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid. Punt 60, God wil nie hê dat sy profete soos die res van die volk moet lewe nie, en ek dink dit is verstaanbaar, onthou ons het daar aan die begin geleer dat God se profete heilig is en geheilig is deur God om spesifieke werk te doen en dat hulle hele lewe moet draai om God, en daarom wil God ook nie hê dat sy profete soos die res van die mense daar buite leef nie, want onthou nou maar, God is ook 'n jaloerse God, né? Wat aan hom behoort aan hom. Punt 61, het ek vir jou 'n lysie gegee van onbekende profete. Nou hier's 'n hele klompie: Odet, Gad, Nathan, Asaf, Husai, Juditen, Uria, Ahia, Samaya, Jehu. Dis almal onbekende profete. Daar's nog 'n hele klompie meer. In die Nuwe Testament sal jy lees van Agabus, en dis in Handelinge 11, Handelinge 21, Handelinge 13, en dan ook van Judas Silas in Handelinge 15. Vroue profete, van hulle sal jy lees Hulda, Deborah, Miriam en Anna, en dan die 4 dogters van die evangelis Filippus, wat jy in Handelinge 21 en in 1 Korintiërs 11 van sal lees. Ek wil net hier iets sê van vroue profete. Baie mense dink, of wonder, was daar vroue profete, is daar 'n plek vir profete in die kerk, of vroue profete in die kerk, of is daar plek vir vroue as profete? Wel, ons sien dit nou hier in die Bybel, dat daar vroue profete was, ware profete van God, in die eerste plek. En in die tweede plek, wil ek vir jou sê, let op die tyd waarop daardie profetes gelewe het. Gaan kyk maar in die tyd van Hulda, in 2 Kronieke 34, gaan lees maar die hoofstuk voor dit, en dan ook van Deborah in Rigters 4, gaan lees ook maar die hoofstuk voor dit en daai goed, dan gaan jy sien, hierdie profetesse het in 'n tyd wat dit baie swaar met die volk gegaan het, geestelik gelewe. En elke keer wanneer die volk op die meeste geestelik verval het, het God 'n vroue profetes opgerig om hulle op te bring na God toe. Selfs Miriam, alhoewel haar broers albei profete was, het sy opgetree in 'n tyd van baie swaar tye van die volk, toe hulle in slawerny was. Die valse profetesse in 63, daar lees jy van Nuhadja in Nehemia 6 vers 14, waar sy geld ontvang het van die Arfagasiete om te gaan profeteer teen Nehemia hulle, en te sê hulle mag nie die muur van die Jerusalem weer opbou en die tempel weer opbou nie. So sy was 'n valse profeet, want sy het geld ontvang om iets vals te gaan profeteer. En dan lees jy van in Openbaring 2 vers 20 van Isebel. Nou, Isebel is, dit kon 'n vrou gewees het met die naam van Isebel, maar dit is heel moontlik iemand met die gees soos Isebel, wat jy ons van leer vroeër
in 1 Konings en 2 Konings en 1 Kronieke, 2 Kronieke van Isebel, die bose vrou. Dat het iemand is met 'n gees soos Isebel sinne, wat jy lees in Openbaring. So, valse profete, profetesse by naam is basies Noadja, wat jy van lees. Die manlike valse profete het ek nie opgenoem nie, hulle is te veel in die Bybel gewees, so ek het hulle nie hier ingesit nie. Maar daar is wel een manlike valse profeet in die Nuwe Testament, en jy sal van hom lees in Handelinge 13 vers 6, en dit is 'n man met die naam, by name Bar Jesus. Bar Jesus het hy homself genoem. 64, hoe om te onderskei tussen 'n ware profeet en 'n vals profeet. In Deuteronomium 13 vers 1 tot 3, as 'n profeet of een wat as dromer optree by jou opstaan en jou 'n teken of 'n wonder aankondig, en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde, let op hierdie woorde, laat ons agter ander gode aanloop. In moderne taal sal ek sê, laat ons iets doen wat nie Bybels is nie. Dan moet julle nie luister na die woorde van die profeet of na die man wat as dromer optree nie. Want die Here julle God beproef julle om te weet of julle werklik die Here julle God lief het en met julle hele hart en met julle hele siel. God hierso. Hy sê, as daar 'n profeet kom na jou toe en vir jou iets sê wat nie Bybels is nie, dan moet jy vir hom sê, gaan weg, gaan ver weg en gaan vinnig weg. Deuteronomium 18 vers 20 tot 22, hier vers 21 sê hy sê, God sê hierso, en as jy in jou hart sê, hoe sal ons die woord weet wat die Here nie gespreek het nie? Hoe sal ons weet wanneer iemand 'n valse profeet is? Hy sê in 22, as die profeet in die naam van die Here spreek, en wat hy gesê het, gebeur nie en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die Here nie gespreek het nie. Deur vermetelheid het die profeet het gespreek. Jy mag nie vir hom bang wees nie. So eintlik moet ons daar lees, vir die ware profeet moet jy bang wees. Maar wat sê God hierso? Hy sê, as 'n profeet aan jou iets profeteer in my naam, en dit kom nie uit nie, dan is hy 'n valse profeet. Maar dan moet jy ook hier versigtig wees. Want jy moet nie nou vandag 'n woord kry, môreoggend as jy opstaan, en dit nog nie waar geword nie, en dink, nee, maar dis 'n valse profeet nie. Soms vat dit jare, weke, maande, jare voor 'n profeet se woord uitkom, en selfs duisende jare, as jy gaan lees in die Bybel, is daar profetiese woord wat nou nog nie in vervulling gekom het nie. Maar ons weet dis ware profete, want ander profesieë van daardie profeet het wel in waar geword. So, ons kan net gaan kyk na die lewe van die profeet, en as daar profesieë is wat waar geword het, dan weet ons dat hy 'n profeet van God is. Jeremia 23 vers 16 tot 17, so sê die Here van die leerskare, luister nie na die woorde van die profete wat vir julle profeteer nie. Hulle vervul julle met ydelle verwagtinge. Gesigte uit hulle eie hart verkondig hulle, nie uit die mond van die Here nie. Hulle sê gedurig aan my veragtes, die Here het gespreek, julle sal vrede hê. En aan elkeen wat wandel in die verhardheid van sy hart, sê hulle, geen onheil sal oor jou kom nie. Wat sê hierdie stukkie woord vir jou? Hy sê vir jou, dit wat jy graag wil hoor. Die valse profeet, alhoewel jy dalk die een of ander probleem, fout of groot sonde in jou lewe het, dan sê die valse profeet vir jou, jy sal vrede hê. En hy sal vir jou sê, geen onheil sal oor jou kom nie. Hy sê net blessings vir jou. Pas op vir hom. En jy behoort te weet of daar verkeerde dinge in jou hart is en daardie goed is. Dit is wat 'n valse profeet graag doen, is om net die ore te streel, né? In Jeremia 23, daar kan julle gaan lees, hy sê, ek het gehoor wat die profete sê, wat in my naam vals profeteer met die woorde, ek het gedroom. En dan in 28, die profeet by wie 'n droom is, laat hom 'n droom vertel, en by wie my woord is, laat hom my woord spreek in waarheid. Die Here sê hier, dat jy nie met 'n ander man se drome moet rondloop en sê, ek het dit gedroom nie. Of met 'n ander man se woord, en dit jou woord kan mastig maak, en sê, ek het woord van God af nie. Hy sê, want dan is jy 'n vals profeet. Laat diegene wat die droom, die droom vertel, en diegene wat die woord het,
die woord spreek. Dis wat die Here daar sê. Nou, punt 65, die hele profetiese boodskap in die woord draai om liefde. Matteus 22 vers 36 en 40. Hier kom 'n man na God toe, na Jesus toe, en hy vra vir Jesus, hy sê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. Hy sê dan, in vers 39, hy sê, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hoor wat sê Jesus daarna in vers 40. Hy sê, aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Waaraan hang die wet en die profete? Waaraan hang die profete? Aan hierdie twee gebooie. Watte twee gebooie? Die liefde vir God en die liefde vir jou medemens. As ek na jou toe kom en ek profeteer vir jou, moet ek dit doen in wat? Die liefde vir God en die liefde vir my medemens. As ek jou moet kom vermaan, moet ek dit doen in die liefde vir God en die liefde vir jou as medemens. As ek dit nie in daardie liefde doen nie, is ek nie 'n profeet van God nie, want Jesus sê, dis waaraan die profete hang, aan die liefde vir God en die liefde vir die medemens. Jy kan ook daar gaan lees. In 1 Korintiërs 13 vers 2, en hy sê hierso, al sou ek die gawe van profesie hê, en al die geheimenisse weet, en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê, sodat berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. In 1 Johannes 2 vers 9 sê hy wat sê dat hy in die lig is, en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. En in 1 Johannes 4 vers 20 sê hy, as iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê, wat hy nie gesien het nie? En dan kan jy ook nog daar lees, in 1 Johannes 3 vers 15, 1 Johannes 2 vers 11, en Johannes 15 vers 23. Die hele profetiese boodskap in die woord draai om liefde. Ek wil afsluit met die volgende stelling. Ons leef nou in die tyd van God se profete. Nou, in 1 Johannes 14 vers 16 tot 17 spreek Jesus, en Jesus sê, hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. En in Johannes 15 vers 26 sê Jesus, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Nou in Handelinge 2 vers 4 het dit gebeur. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. Jesus sê, ek sal bid vir die Heilige Gees, die Heilige Gees sal kom wanneer ek opgevaar het in die hemel. Nou het die Heilige Gees gekom in Handelinge 2 vers 4, en hulle almal vervul, ons is almal vervul. Nou wat sê Joël 2 vers 28? Hy sê, en daarna, wanneer dit nou gebeur, en dit het mos nou gebeur, sal ek my gees uitgiet op alle vlees, dit het mos nou gebeur, en julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ou mense drome droom, en julle jongelinge gesigte sien. Ons leef dus nou in die tyd van God se profete, na die uitstorting van die Heilige Gees. Die profete van God was nie net in die Ou Testament nie, maar dit is ook nou. Onthou wat ek gesê het, dat God niks doen voordat hy dit nie aan sy profete openbaar nie. God leef vandag nog, God doen vandag nog wonderwerke en spreek vandag nog mense aan, en daarom is daar vandag nog profete van God. Ons leef vandag in die tyd van God se profete. En daarmee sluit ek dan die lesing af om profeet te wees in perspektief. Dankie.